Wat geld nie kan doen nie, Jakobus 1 vers 8 tot 11. Die boek Jakobus in ons Bybel staan bekend as een van die mees praktiese boeke vir ons moderne mense. Hy mors nie nog tyd met teologiese argumente nie, maar spring sommer pens en pootjies in die tamaletjie stroop van die alledaagse lewe. Hy raak verskeie dinge aan waarmee ons as Christene gereeld te doen kry en gee baie praktiese raad en voorstelle van hoe om seëvierend te leef. As jy die boek lees, kan jy skaars glo dis al meer as 2000 jaar oud, want dit praat die taal van ons wat in hierdie eeu ken. Jakobus begin met die harde tye waarmee sy lesers bekend was. Dan gee hy raad oor hoe om dit te oorleef vanuit 'n goddelike perspektief. Dan spring hy na die onderwerp wat almal baie goed mee bekend is. Die mantra van die wêreld waarin ons leef en dikwels ook die oorsaak vir baie van ons ellendes en moeilikheid, naamlik geld en armoede. In ons eeu is ons baie bekend met inkopiewoorde soos kleinhandelterapie, inkopievergryping, molhopping, oftewel winkelhuppel. Vir party van ons is dit soos terapie om geld te spandeer aan goeders wat ons nie nodig het nie, met geld wat ons nie het nie, om mense te beïndruk waarvan ons nie hou nie. Hoekom is party mense so mal oor winkels? Dalk het hulle agtergekom dat dit goedkoper is om geld te spandeer aan goeders as aan 'n psigiater. Shop till you drop is a distinct possibility at my age, sê die tannie wie die ekonomie ondersteun. Spesiale dae bestaan op dae soos Swart Vrydag, Wit Vrydag, Cybermaandag, Alleenloperdag, Ramadan, Groen Maandag, Blou Maandag, Valentynsdag, Moedersdag, Vadersdag, Paasfees, Diwali, Chinese Nuwe Jaar, Kersfees en Halloween. Alles pogings om jou beursie leeg te maak en jou kredietkaart te knak. Ons vind dit niks vreemds in ons sensasiebelaide wêreld om te lees van wat alles kan skeefloop tydens so 'n mallige stoei om spesiale aanbiedings in die hande te kry nie. Ons is heel bekend met woorde soos afslag, spesiale aanbiedings, koop nou, betaal later, nog net 'n paar items oor. Wie kan dan nou weerstand bied daarteen? Kopers beklei oor 'n babiepop in die winkel, lees die een artikel. In Engeland het 200 mense geweier om die winkel te verlaat toe alles uitverkoop is. Polisie stoei om vroue van TV's te verlos waaroor hulle veg. Net in ons eeu sal iemand sy lewe gee om R12 te spaar op 'n Kersgeskenk. Wanneer dit kom by frases soos die wonderlikste tyd van die jaar, sluit dit verseker nie sulke afslag inkopiedae so Swart Vrydag in nie. Daarvoor moet jy vroeg opstaan, warm aantrek en toue staan vir ure en dan storm vir die deur as dit oopmaak. En dan beur jy deur die skares en uiteindelik beland jy in 'n vuisgeveg oor 'n pop net om 'n paar rand te spaar. Wat sê dit van ons harte? Deur wie word ons eintlik beheer? Ek wonder wie kan ons blameer vir ons gierigheid of spandaalrigheid? Daar is seker net een, en dis nie jou skaduwee nie. Money can't buy you happiness, but somehow it's much more comfortable to cry in a Lamborghini than on a bicycle. Die Harley Davidson manne sal dalk saamstem met hierdie uitspraak. Money can't buy happiness, but it can buy a motorcycle, which is pretty much the same thing. As daar nou een ding is wat geld nie kan doen nie, is dit om gelukkigheid te koop. Money may not buy happiness, but sure makes misery easier to live with, het iemand tong in die kies gesê. Ons almal het geld nodig om in die lewe te bly. As expats het baie van ons hiernatoe getrek, juis vir die salarischeck. Ons het dit nodig om kos te koop, huur te betaal, huis te betaal, klere te kry, dinge vir die kinders te koop, petrol vir die kar en nog 1000 ander dinge. Geld kan nie geluk koop nie, maar ons kan ook nie lank daarsonder klaarkom of lank daarsonder lewe nie. As jy geld ontdek in een van jou sakke op wasdag, is dit 'n welkome verwikkeling. Selfs die kinders leer gou die waarde van geld. Of course I know the value of $1. That's why I'm asking if I can borrow your credit card, verduidelik die tiener aan sy pa. If money doesn't grow on trees, then why do banks have branches? Dit het dalk al meer as een van ons oorgekom. The only exercise I've done this month is running out of money. As geld skraps is, raak mens redelik kreatief met wat jy wel het. Jy kan selfs papier gordyne maak.
Die meeste van ons sien onsself as arm en kan net prentjies bekostig van dit wat jy eintlik op jou menu sou wou hê. Daar is baie mense in hierdie dorp wat net die reis kan bekostig, eenmaal per dag. So kom dat ek jou 'n persoonlike vraag vra. Hoe ryk is jy? Sien jy jouself as welaf? Min van ons sal waarskynlik gemaklik voel met die gedagte om te sê, ek is ryk. As jy 'n Christen is, sal jy dalk nog sê dat jy ryk is in die Here, wat waar kan wees, maar dis nie waarvan ons praat nie. Dalk is hierdie ou se waarneming in die kol. Tel die dinge wat jy het, wat geld nie kan koop nie. So, hoe ryk is jy? Daar is natuurlik verskeie webtuistes wat probeer om vir ons 'n antwoord te gee. Een van hulle vergelyk jou inkomste met die gemiddelde inkomste van al die ander mense in die wêreld en gee jou dan 'n presentasiepunt. Volgens die Forbes tydskrif is die gemiddelde inkomste in Dallas, Texas en Dubai omtrent 200.000 dirhams. Dit plaas die inwoners in die top 1% van die wêreld. Dit beteken dat jy 99% meer gemaak het as iemand anders op die planeet. Jy mag dalk nie ryk voel nie, maar 'n vergelyking teenoor die res van die wêreld doen jy nie te sleg nie. As jy so kyk na die rykste lande ter wêreld, val die Emirate maar so 6de op die ranglys, so kort kop agter Qatar. Suid-Afrika verskyn eers 'n paar bladsye verder en doen nie so goed nie. Dis dalk hoekom daar so baie Suid-Afrikaners in die buiteland werk. As jy praat van die 10 rykste mense in die wêreld, is name soos Elon Musk, Jeff Bezos en Mark Zuckerberg is seker van die bekendstes. Tans is daar omtrent $2.800 biljoenêrs in die wêreld. In die ou dae het ons nog gesing van, ek sou kon doen met 1 miljoen, maar deesdae is dit ook nie meer so baie werd in rand nie. Volgens United Nations is daar meer as 1 biljoen mense wat op minder as $1 per dag leef. 2.8 biljoen mense leef op minder as $2 per dag. As jy dit so vergelyk met 'n bloukraagwerker hierso wat omtrent so 500 dirhams per maand verdien, is dit daarom so $4 per dag, wat aansienlik meer is as baie ander lande se arme mense. Vir die meeste van ons is dit ondenkbaar dat 'n mens op so min kan leef en nog geld ook kan huis toe stuur. As 1/3 van die wêreld leef op minder as $2 per dag, maak dit ons dadelik ongemaklik. Ons spandeer maklik tot 15 dirhams op 'n koppie koffie, wat meer as 'n dagloon is vir baie ander. Natuurlik het elke land sy armes, maar dalk tel die meeste van ons nie onder hulle nie. Dit hang net af met wie jy jouself vergelyk. Mark Batterson het 'n boek geskryf met die titel If. Trading your if-only regrets for God's what-if possibilities. Hy skryf, as jy vanoggend wakker geword het met meer gesondheid as siekte, is jy meer geseënd as 1 miljoen mense wat nie hierdie week gaan oorleef nie. As jy nog nooit die gevaar van oorlog beleef het nie, die alleenheid van tronkstraf en gevangenis nie, die pyn van marteling of die hongerpyne van te min kos nie, is jy beter af as 500 miljoen mense op aarde. As jy kerk kan bywoon sonder vrees vir vervolging, arrestasie, marteling of dood, is jy meer geseënd as 3 biljoen mense in die wêreld. As jy nog kos in die yskas het, klere in jou kas, 'n dak oor jou kop en 'n bed om in te slaap, is jy ryker as 75% van die wêreldbevolking. As jy ook nog geld in die bank het, of in jou beursie, of so 'n paar los munte in 'n koppie, tel jy onder die top 8% van die wêreld se rykstes. As jy 'n boek kan lees, is jy meer geseënd as 2 biljoen mense wat glad nie kan lees nie. So tel jou seëninge en herinner jouself daaraan hoe geseënd jy is. If you think nobody cares whether you're alive, try missing a couple of payments. Die slotsom waartoe mens kom is dat ek en jy ryk is. As jy 'n selfoon het, is jy ryk. As jy 'n toilet of 'n badkamer in die huis het, is jy ryk. As jy 'n kar het, is jy ryk. As jy 'n bankkaart of 'n kredietkaart het, is jy ryk. As jy werk het wat genoeg betaal sodat jy snags 'n dak oor die kop het, is jy ryk. I get paid more because I have the most important job in the office. I make the coffee, verduidelik die tannie. Iemand sien een keer 'n vrou in die voorportaal van 'n hotel waar sy op haar laptop werk. Voel jy ryk, word sy gevra. Die antwoord was onmiddellik nee, maar in vergelyking met die res van die wêreld was sy skatryk.
As jy op net $2 per dag geleef het, sou jy waarskynlik nie vandag in die kerk gewees het nie. Jy sou belangrike ding op jou agenda gehad het, soos waar jou volgende ete vandaan sou kom. Jy hoef maar net 'n paar honderd meter in die straat af te stap na Sinaia se industriële gebied om mense te kom wat nie kan onthou wanneer hulle magies laas vol was nie, of wanneer laas hulle 'n bord kos gesien het nie. Daar's 'n artikel geskryf deur Lynn Paramore, 7 Weird Things Money Does to Your Brain. Die artikel is gebaseer op neuroekonomie, die studie van hoe die brein besluite neem. Sy som haar teses soos volg op: A lot of stuff is going on in our brains when we think about money. Geld maak empatie dood. Mense is geneig om te sê, as ek net R1 miljoen gehad het, sou ek die helfte vir liefdadigheid gegee het. Hulle bedoel dit egter nie. Hoe meer geld jy het, hoe minder is die kans dat jy liefdadig sal wees. Dis asof die armes die beste weet hoe om ander in nood te help. Om geld te verloor, maak jou letterlik seer. Ons haat het om geld te verloor, te sien hoe die wisselkoers ons geld opvreet of hoe die aandelemarkte ons pennies verduister. Dis vir ons erger om geld te verloor as om geld te maak. Hoe meer geld jy het, hoe minder etiek is ter sprake. Mense wat duur karre ry is 4 keer meer geneig om in te druk voor ander bestuurders. Dalk het so iets al vir jou oorgekom, so het jy gevoel het om iemand die leviete voor te lees. Hoe meer geld jy het, hoe minder maak reg en verkeerd saak. Hoe meer geld jy maak, hoe meer dink jy daaraan. Hoe meer beheer het jou denke in jou lewe. Wat sal jy antwoord as ek jou sou vra, hoeveel geld is vir jou genoeg? Ken jy die antwoord? How much money does it take to make a man happy? Just $1 more, het Rockefeller gesê. Manne met baie testosteron doen vreemde dinge met geld. Manne is dikwels so ingestel op kompetisie en wedywering met mekaar, dat hulle eerder 'n teenstander sal sien verloor as om self te wen. Die brein hanteer krediet anders as kontant. Al die bemarkers en adverteerders weet dit. Hulle weet ons sal maklik 12 tot 20% meer spandeer met 'n kredietkaart, as wanneer ons kontant vir iets sou moes betaal. Die rykes word gesien as boos. Die sogenaamde armes verlekker hulle wanneer rykes swaar kry en baie geld verloor op die aandelemark, want jaloesie lê maar vlak in ons almal. Jy mag dalk nie ryk voel nie, maar volgens die standaarde van die wêreld is jy baie ryk. Ons is egter nie immuun teen enige van hierdie 7 vreemde dinge wat geld aan ons mense doen nie. En dis teen hierdie agtergrond wat ons dit nodig het om te hoor wat God sê oor geld, daar in Jakobus 1. Terwyl ons hierdie verse lees, onthou dat die meeste vroeë Christene brandarme mense was. Soos die evangelie oor die destydse Romeinse ryk versprei het, het dit eers die lae klasse beïnvloed, die armes. Jesus het dit voorspel toe hy gesê het dat een kenmerk van sy koninkryk sou wees dat die armes die goeie nuus sal hoor. Blindes sien weer, verlamdes loop, malaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die goeie boodskap verkondig, sê Matteus. Die koms van Jesus het 'n groot verandering gebring in die destydse gemeenskappe. Die trotses is verneder, die nederiges is opgelig en die armes het die goeie nuus van Jesus gehoor. Omdat die meeste van sy lesers arm Christene sou wees, het Jakobus met hulle begin. Maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid, sê die ou vertaling. 83 vertaling sê, 'n gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug, dat hy sy aansien in God het. God werk anders as ons met mense. Vir hom is daardie arm man of vrou wat in nederige omstandighede bly baie belangrik. Vir julle met wie dit so gaan, moet dit baie moed gee. Die rykes in die groot huise moet weet dat die status wat geld gee nie by God tel nie. Gelowiges wat nie status in die samelewing het nie, moet trots wees op die status wat God aan hulle gee. En die Bybel vir almal sê, 'n gelowige wat onbelangrik en arm is, moet bly wees, dat die Here dink hy is belangrik. Dit is so 'n vreemde vers, dat ons maklik die boodskap kan mis. Kom ons kyk eers na wat dit nie sê nie. Jakobus sê nie, as jy platsak is, wees dan bly nie. Of wees bly dat jy sopas jou werk verloor het nie. Of wees bly dat jy nie jou huur kan betaal nie.
of wees bly as jou kinders besig is om te sterf van die honger nie. Natuurlik is dit beter as jy 'n werk het en vir jou familie kan sorg. Maar as jy 'n Christen is, het jy rede om jou te verheug, selfs ten spyte van die grootste armoede. Jy het 'n rede om te spog, selfs al verwerp die wêreld jou. Die wêreld sê jy is niks werd, maar God sê, jy is my kind. God se wiskunde werk nie op dieselfde manier as ons nie. Ons word maklik beïndruk deur mense wat baie geld het. Ons hou van die dinge wat saam met welvaart gaan. Al die geskitter, die speelgoed, die vinnige karre, die groot huise, die vakansiereise, die juwele, die vliegtye, die koerantberigte en al daai status. Don't be impressed by money, followers, degrees and titles. Be impressed by kindness, integrity, humility and generosity. As ons nie van welvaart gehou het nie, sou Hollywood lankal verdwyn het. As ons nie so baie ophef gemaak het van beroemde mense nie, so baie tydskrifte en winkels ook verdwyn het. As ons nie die geheim gedrome daarvan om vinnig ryk te word nie, sou selfs casinos en loterykaartjies bankrot gespeel het. Ek sit onlangs by La Brioche koffiewinkel aan vir breakfast saam met 2 manne en hou die ander ouens in die winkel so bietjie dop. Daar is meer wit rokke in die koffiewinkel as buitelanders en hulle perfek gestrykte gewade vertel 'n storie van hulle eie. Die syfers op die menu word deur hulle misgekyk en die belangrikste ou in hulle midde sal met 'n kaart betaal. Hulle trotse rygoed wat voor die deur staan, sou nie in my wildste droom op my wenslysie beland het nie. Wie sal dit dan nou waag om 'n Rolls Royce te bestuur? Ek sal te bang wees, iemand gee die kar 'n skraap. Selfs in die Christenwêreld is ons geneig om mense op te hemel wat baie geld het. Wanneer 'n ryk man sou kerk toe kom, is mense geneig om seker te maak dat hy die beste parkeerplek kry en dat hy die beste sitplek in die kerk kry. Jakobus praat daaroor in die volgende hoofstuk. Wanneer iemand ryk of beroemd 'n Christen word, is ons gou om hulle te paradeer as 'n trofee van genade, asof ons probeer spog. Ons het tog ook beroemde mense in ons kerk. Maar God word nie deur sulke goed beïndruk nie. Die ryk man en die arme man staan op gelyke voet voor hom. Jou netto waarde of die gebrek daaraan het geen impak op jou hemelse adres nie. Op grondvlak is ons almal aan die voet van die kruis. We may be poor in this world, but we are always rich in Christ. Ons dien 'n God wat net praat en die hele wêreld word uit niks geskep. Hy praat en die sterre begin te fonkel in die naglike hemel. Hy spreek en arende begin te vlieg. Hy praat en hasies begin te hop en skilpaaie kruip rond. Hy spreek en die dolfyne begin met toertjies daar in die water. Hy praat en berge begin te groei. Dink jy hy word beïndruk deur die kar wat jy mee ry? Dink jy hy word beïndruk deur die buurt wat jy jou tuiste noem? Dink jy hy word beïndruk deur al die beroemde mense wat jy al ontmoet het? Dink jy hy word beïndruk deur wie se telefoonnommers jy almal in jou foon het? Stop trying to impress others with your stuff and start trying to impress them with your life. Die teenoorgestelde is ook waar. God hou dit nie teen jou dat jy 'n enkel ma is wat haar bes probeer om die pot in die kook te hou nie. Hy kry nie skaam omdat jy nie die nuutste slimfoon het nie. Hy sal jou nie wegjaag omdat jy op straat lewe nie. Hy het jou aanvaar. Nie omdat jy besonder is nie, maar omdat hy God is. Johannes Calvin het geskryf, Joy is a quiet gladness of heart, as one contemplates the goodness of God's saving grace in Jesus Christ. Jakobus sê die armes kan hulle verheug daarin dat hulle die Here ken, dat hul sondes vergewe is, dat hulle 'n nuwe lewe het in Christus, dat God hulle Vader is, dat Jesus hulle Here is en die Heilige Gees hulle daagliks lei. Daar is nie tweede klas burgers in die koninkryk van God nie. As jy geld het, 'n plek om te bly, 'n goeie werk en die gerief van dinge geniet, sê dan dankie vir die Here daarvoor, maar moenie spog met jou seëninge nie. As jy iemand is wat sukkel om die mas op te kom, die rekenings te betaal, as jy jou werk verloor het en jou familie in 'n gemors is, as jou gesondheid sleg is en as jy alleen en vergete voel, as jy wonder hoe jy dit hierdie maand gaan maak, onthou dan dat jou huidige toestand nie jou finale bestemming bepaal nie. God het gesê dat al sy kinders eendag saam met hom in die hemel sal wees. Party van ons het dalk 'n makliker pad deur die lewe.
Vir ander is dit baie swaarder. Maar ons almal kom uiteindelik by die hemel uit op dieselfde manier, deur die genade van God. Laat hulle wat arm is in hierdie wêreld, hulle verheug daarin dat hulle huidige kondisie nie hulle finale bestemming is nie. Soms, in die dinge wat regtig saak maak, is die armste Christene ryker as die rykste man op aarde. Maar 'n gelowige wat ryk is, moet bly wees dat die Here nie dink hy is belangrik nie, want sy baie goed kan wegraak soos 'n veldblom wat verdwyn. Want wanneer die son begin skyn en dit word baie warm, dan word die veldblomme droog en hulle val af, en die mooi blomme is nie meer daar nie. So is 'n ryk mens in sy besigheid, hy sal verdwyn soos 'n veldblom. Sulke mense moet liewer laag by God se voete gaan sit, met die besef van hoe klein hulle eintlik voor God is. En weet julle hoekom? Laat ek 'n voorbeeld gebruik. Rykdom of status hou nie lank nie, net soos 'n wilde blommetjie in die veld. In die oggend lyk die blommetjie te pragtig. Maar dan begin die son bak, en teen die middag hang daar die mooi blommetjie verlep, en teen die aand is daar niks van hom oor nie. Die blaartjies lê saam met die mooiheid van die blommetjie verskroei op die grond. So is die pad van rykdom. Die ryk man sal tussen al sy status en geld ook maar soos die blommetjie verlep en sterf. En wat help dit alles om dan? Jakobus het eintlik meer te sê vir die rykes as die armes. Geld kan 'n groot kompliserende faktor in die lewe wees. Ons raak te lief vir geld, ons het geld nodig. Ons wil geld hê en probeer dan enigiets doen om dit in die hande te kry. Geld op sy eie is moreel neutraal. As ek 'n vuis vol geld sou vashou, kan ek 'n gehoor se aandag trek. Elke oog in die vertrek sal daardie geld dophou. Ek kan maar praat soveel ek wil, maar as ek wil hê die mense moet weer na my kyk, moet ek eers daardie geld wegsit. Daardie note is maar papier en ink, dis al. Op hulle eie is geld nie goed of sleg nie. Dis wat jy daarmee doen wat saak maak. Dit kan gebeur dat ons veg en steel en doodmaak en bedrieg om ons hande op maklike geld te sit. Ons sal omtrent enigiets doen vir 'n kans om ryk te word. Dis die verbasende, verstommende mag en krag van geld. In die lig van ons desperate pogings om meer geld in die hande te kry, vra Jakobus, wat's die punt? Jy kan dit in elk geval nie behou nie. Jy gaan eendag doodgaan, en dan gaan iemand anders al jou geld kry. Wat 'n teleurstelling. Jy het so hard gewerk aan 'n neseier en 'n aftreepakket om jou te beskerm in die toekoms, om vir jou 'n beter huis te koop, 'n nuwer kar. Jy het al die uiterlike tekens van 'n suksesvolle finansiële toekoms gehad, en toe skielik, eendag, kry jy pyn in jou bors. En toe jy weer sien is dit besoekure aan die hospitaal, waar 'n paar mense by jou kom inloer. Jou begrafnisdiens is 10:00 die volgende Saterdag, gevolg deur 'n ter aarde bestelling in die plaaslike kerkhof, en dan 'n resepsie in die kerksaal. Daar kan jy die mense hoor fluister oor 'n koppie tee en komkommertoebroodjies. Hy het so normaal voorgekom. Hy het pas 'n goeie doktersverslag gekry. Hy het homself in goeie kondisie gehou en hy het al daai geld gehad. Kom ons stop vir 'n oomblik daar. Hy het al daai geld gehad. Die verlede tyd is korrek, want hy het dit nie meer nie. Iemand anders het dit nou. Miskien sy kinders of sy vrou of sy besigheidsvennote of sy krediteure of sy vyande, of dalk is dit gebruik om die hospitaal rekenings mee te betaal. In elke geval het sy fortuin saam met hom gesterf. Dis 'n ou storie wat homself herhaal in elke generasie. Niemand bly ryk vir altyd nie, want niemand lewe vir altyd nie. Miskien het jy al die bufferplakker gesien wat sê, hy wat sterf met die meeste speelgoed wen. Dat is belaglik, want op die ou end is jy steeds dood, en dan kry iemand anders al daai speelgoed. Dis Jakobus se hele punt. Die ryk man teer weg en verdwyn. Sy rykdomme verdwyn saam met hom. As jy het bevraagteken, besoek maar enige begrafplaas in die wêreld. Wandel so 'n bietjie tussen die grafstene, lees die inskripsies en die oulike herinneringe. Bedink dan die lot van elkeen wat daar begrawe is. As jy regtig wil sien hoe dinge werk, besoek een van die ou begrafplase, waar grafte dateer uit die 16de eeu. 'n Party van daardie inskripsies is so verweer dat jy skaars kan lees. Is daar enige ryk mense daar begrawe? Ja. Is daar enige arme mense daar begrawe? Ja. Nou beantwoord die vraag. Wat het die rykes en die armes in gemeen in die dood? Hulle is beide dood. Daar is nie meer iets soos 'n ryk dooie of 'n arm dooie nie, net dooies. Die tydelike onderskeidings maak nie meer saak nie. Die miljonair is net so dood soos die boemelaar. Dis die punt wat Jakobus probeer maak.
Iemand het eendag die denkpatrone van rykes met die armes vergelyk. Watter een beskryf vir jou die meeste? Die een met die ek is arm, daar is nooit genoeg nie ingesteldheid, verlang na die goeie ou dae. Daar's 'n konstante vrees dat hulle sal uitmis op iets. Hulle dink ryk mense is boos, hulle kla gedurig oor alles, hulle hou nie daarvan om te leer nie. Hulle is bang om te investeer en hulle is bang vir verandering. Die rykes se denkpatroon is anders, en hulle leef in die nou en die hier. Hulle leer uit hulle foute, hulle help ander vooruitkom in die lewe, hulle kla nie. Hulle leer gedurig, hulle raak ontslaaf in slegte gewoontes, en hulle is geneig om tot aksie oor te gaan. Dit is nie verkeerd vir 'n Christen om ryk te wees nie. In hierdie wêreld is daar altyd mense wat meer as jy sal hê, en ander wat minder sal hê as jy. Die blote feit dat jy welvaart het, is nie verkeerd nie, en dis verseker nie 'n sonde om ryk te wees nie. Jare gelede het die UAE-regering 'n dokumentêre fliek gemaak saam met Omar Sharif, om die totstandkoming en welvaart van die Emirate te verduidelik. Die titel van die fliek was It is not a sin to be rich. En dis wat jy doen met jou geld, wat saak maak. Oor die eeue heen het ryk Christene hospitale gebou, en weeshuise en klinieke in afgesonderde dele van die wêreld. Hulle het baie sendelinge ondersteun, skole gebou, colleges tot stand gebring, beurse gegee, koninkrykprojekte ondersteun. Ons kan God dank vir talle ryk Christene wat met 'n vrygewige hart en 'n gees hulle wêreld verander het. Sonder hulle sou die wêreld baie meer elendig gelyk het. Party mense kan dit bekostig om 100 dirhams 'n maand te gee, en ander kan weer 'n cheque uitskryf vir 1 miljoen. Beide dien die Here op hulle eie manier. So moet die ryk Christene spog oor hulle welvaart en rykdom? Nee, want God het dit vir hulle gegee. Moet hulle trots voel op dit wat hulle het? Nee. Dis beter om jou gee privaat te hou, behalwe wanneer jou vrygewigheid ander kan aanspoor om ook ruim van harte by te dra. Kan hulle spog oor hulle huise of grond? Nee, want selfs dit sal spoedig weg wees. Dis maar net aan hulle geleen deur die Skepper. Jeremia 9 vers 23 staan daar geskryf, die Here sê, 'n mens wat wysheid het, moet nie loop en spog met sy kennis nie. Net so met iemand wat sterk is nie groot praat oor sy krag nie. Dieselfde geld vir mense wat ryk is. Hulle moet nie dink hulle is beter as ander mense, omdat hulle baie geld en goed het nie. As daar mense is wat tog wil spog, is daar net een goeie rede, en dit is dat hulle insig het en my ken. Ek is die Here, wat altyd regverdig optree en sorg dat ander dit ook doen. Omdat ek julle lief het, sal ek julle nie in die steek laat nie. Dit is wat ek van julle verwag. Dit sal my baie bly maak, sê die Here. Op die ou end sal die ryk man en die arme man op presies dieselfde plek voor God staan. Hulle beide is 100% afhanklik van die genade en die redding van God. Dit mag dalk nie so voorkom as jy na hulle kyk nie. Sekerlik moet iemand wat daarom op skuldbult groot geword het, beter afwees daarvan as iemand wat van die ander kant van die spoorlyn kom. Maar voorkoms kan bedrieglik wees. As 'n arme man die Here ken en die ryk man nie, is die arme man baie beter daarin af in die ewigheid as die ryke. Geld kan baie goeie dinge doen, as jy dit reg gebruik. Maar daar is een ding wat geld nie kan doen nie. Dit kan nie vir jou 'n plekkie in die hemel koop nie. Ek hou van die storie van die ryk man wat op sy sterfbed onderhandel het met God vir toestemming, om daarom van sy aardse skatte saam te vat met hom hemel toe. Omdat die man getrou was, het God sy wens toegestaan, op voorwaarde dat hy net een tas mag saamvat. Toe sy tyd kom en die man homself aangemeld by die hemelpoorte, al sukkelend om die swaar tas te dra wat hy volgestop het met goud. Petrus staan daar en sê, jammer, jy ken die reëls, jy kan nie dit met jou saamvat nie. Maar die man het geprotesteer en gesê, maar God het gesê, ek kan een tas met my saambring. Petrus het gaan dubbel seker maak en uitgevind dat daar inderdaad so 'n toegewing gemaak is in hierdie ou se geval. Maar net voor die man die hemelpoort instap, sê Petrus, oké, maar ek sal die inhoud van die tas eers moet inspekteer. Toe hy die goue stawe in die tas sien, vra hy, nou maar hoekom het jy plaveistene gebring? Die dinge wat vir ons so kosbaar is op aarde, sal soos plaveistene in die strate van die hemel wees. Nee, jy kan jou geld saam met jou hemel toe vat nie. Selfs jou platinum ATM kaart sal nie werk by die bank van die hemel nie. Die enigste ding wat saak maak is of jy dit wat God vir jou gegee het, gebruik het, vir sy koninkryk.
Het jy het geïnvesteer in ewige dinge, sodat die Here vir jou so kon verwelkom in die woorde, mooi so, goeie en getroue diensknegt? Die geboorte van Christus het vir ons gewys hoe God verkies om te werk. Toe God wou hê sy seun moes gebore word in die wêreld, het hy die mees onwaarskynlikste meisietjie gekies om sy ma te wees. Hy het 'n vergete provinsie in die Romeinse Ryk gekies as die adres. Hy het gereël dat sy seun deel sou word van die gehate Joodse ras. Toe het hy die mees onwaarskynlikste gehuggie gekies as sy tuisdorp en gereël dat sy seun gebore word in 'n stal en sy eerste slaapie sou slaap in 'n voertrog van diere. Jesus is op daardie manier gebore om vir ons te wys hoe God werk. Hy doen nie besigheid met die trotses nie, hy buig nie agteroor vir die heersers van die wêreld nie. Hy skaar homself nie aan die kant van die rykes nie. God is tuis tussen die nederiges, die wat moeg is, die wat swak is, die wat verwerp word deur die samelewing. Hy doen besigheid met diegene wat sy naam eer en dien. I hate to ask you nice folks to move, but the Inn's marketing department figures that it will only be a matter of time before this tree gets better recognition than your son. Ons sê partykeer God help die wat hulle self help, maar dis nie in die Bybel nie. Dit sou meer akkuraat wees om te sê dat God diegene help wat nie hulle self kan help nie, maar nie skaam is om dit te erken nie. Moenie wanhoopig voel omdat jy arm is nie, moenie trots raak omdat jy ryk is nie. As jy jouself sal verneder en na Christus toe kom, sal hy jou red nes jy is, of jy nou ryk of arm is. Laat ons spog oor die Here, niks anders maak saak nie. Here, ons kry swaar in hierdie lewe, en gaan deur baie beproewings. Dikwels jaag ons die verkeerde goed na, en laat ons toe dat ons harte verdeel word. U het ons geseën met baie rykdomme, help ons om dit te herken, ons seëninge te tel, en dankbaar te wees vir u voorsiening. Maak ons ook daagliks ryk aan die Gees, sodat ons volgens u wil sal lewe. Dit sal doen wat u van ons verwag. Mag u ons hart bly maak met die manier waarop ons die seëninge geniet en gebruik waarmee u vir ons seën. Amen.